Goeiedag en welkom terug by nog 'n episode van Koffie met die Koning. Vandag doen ons dit 'n bietjie anders. Ons is terug na Afrikaans toe. Ek weet nie vir hoe lank dit gaan hou nie, maar ons gaan dit probeer. Ek het 'n wonderlike gas hier vandag, wat ek is seker baie van julle van weet, en ek hoop julle geniet dit waaroor ons gaan gesels. Ons gaan vandag dinge 'n bietjie onderstebo gooi, anders te doen as gewoonlik, en net lekker gesels oor dit wat God vir ons bestem in hierdie tye. Verder te gaan ek gou vir julle 'n stukkie lees uit die Bybel uit, maar terwyl ek dit doen, spring op, gaan haal jou koffie, jou water, jou tee. As julle kan sien, vandag water ons saam met die koning, en ons koffie nie saam met die koning nie. En dan luister rustig na dit wat gesê word. Ecclesiastes 3:1 says, "To everything there is a season, a time for every purpose under heaven." Hier kan ons sien dat God het geskryf, of laat skryf, deur sy profete en sy scribes, dat daar is 'n tyd vir alles in die wêreld. Onder die son het sy dit somer, winter, herfs of lente. En dit is ons verantwoordelikheid om daai tye te kan sien en te herken in ons eie lewens. So vandag se program gaan ons praat oor seisoene in ons lewens as vrouens. Want baie keer mis ons vrouens dit so maklik in wat se seisoen God ons het, en ons hou vas aan ou hoedens en ou dinge wat eintlik al moes afgehandel geword het. So voordat ons verder gaan en ek vir Wanda intrek hier by my, dankie dat jy die tyd afgestaan het om te kom en so ver gekom het. Dankie. Wil ek vir julle bid. Vader, ek kom lê elke liewe kyker vandag by u voete neer, Here. Waar ons gaan praat oor die tye, Here, vra ek dat u hulle sal leer en hulle oë in die gees sal oopmaak, Here, om die tye van hulle eie lewens te kan herken en daaraan te kan werk, Here, om dit te kan herken wanneer dit soms so moeilik is, Here. Dat hulle nie die tyd sal vooruit hardloop nie, en dat hulle ook nie sal agterbly in die tyd nie, Here. Ek bid dit in Jesus naam dat hierdie grond in hulle harte en hulle koppe sal, en hulle gedagtes sal voorbereid wees, soos wat ons gesels vandag hier, Here. Here, seën die geselskap tussen my en Wanda, Here. Gebruik ons as spreekbuise vir u woord wat uitgaan vandag, Here. Ons gee u gees die volle toegang hier vandag, Here, en sê spreek deur ons, Vader. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Amen. Wanda, dit is vir my so lekker om jou hier te hê vandag. Ek is so bevoorreg om jou hier te hê. Baie dankie, Estie. Ek waardeer die uitnodiging. Ek was nou nog nooit hier by hierdie ateliers nie, maar dis altyd 'n voorreg as 'n mens iets kan deel uit 'n greepie uit jou lewe wat jy in 'n uur of in 'n halfuur deel. En in radio is dit baie keer 'n 10 minute geleentheid wat jy het om impak te maak. Maar ek dank die Here vir elke geleentheid waar mense verskil kan maak, en nie net 'n verskil nie. Ek dink altyd om te sê ek maak 'n verskil is amper vir my bietjie soos 'n kliseë. Ja. Wat 'n verskil maak jy nou? Maar soms is iemand wat inskakel op daai oomblik, is dit die verskil tussen ewige lewe en dood. Dit is afhangend van wat ek sê. Ja. So die krag van die evangelie en die verlossing wat Jesus Christus vir ons bewerkstellig het, is iets wat tydloos is, maar daar is 'n tydgleef waarin 'n mens dit baie kragtig in iemand se lewe deel. En dit laat my verskil maak. En dit laat my eintlik dink aan daai skriffie wat sê dat lewe en dood is in die tong, want jy gebruik jou tong en jy gee daai woordjie uit, en dit beteken lewe en dood vir daai persoon. So dit is vir my so wonderlik dat jy besef dat al het ons nie die groot verhoog en al daai dinge, soos soveel ander mense nie, dat dit wat jy doen, ek gaan nie sê 'n verskil maak nie, maar 'n impak maak op iemand se lewe, wat 'n impak maak op iemand anders se lewe, en dit is 'n sneeubal effek wat aangaan, en as ons net vandag een persoon kan aanraak, is dit vir God genoeg. En dit is vir my amazing om hier te kan sit op hierdie platform wat wêreldwyd uitgaan, en te weet, maak nie saak waar hy uitgaan nie, daar gaan een persoon wees wat aangeraak gaan word. So, met dit te sê, ons praat vandag oor
seisoene in ons lewens en soos ek en jy nou gesit en praat het voordat ons begin het is, jy het al die hele paar seisoene in jou lewe gehad, of hoe het ons het genoem, kappies wat jy gedra het, 'n hoedjie wat jy gedra het, jy is ma, jy's vrou, jy's ouma, jy was op die radio gewees, jy het soveel goed al gedoen. Hoe het jy geleer om van die een kappie na die ander kappie te kan gaan en om te distinguish wanneer dit die tyd is om 'n ander kappie aan te sit? Ek is een van die wat dit baie moeilik vind om te weet wanneer die tyd verby is. Okay. Ek werk gewoonlik met formules en beginsels en ek is wel een van die mense wat sê dat wanneer jy in 'n bestuursposisie is, moet jy ook verstaan dat jy die verantwoordelikheid het om nie die stoel warm te sit nie, maar die ouens wat na jou kom te bemagtig, op te lei en gereed te kry vir die volgende fase en verantwoordelikheid van hulle lewe. Yes. So ek is nogal baie groot op in 'n koöperatiewe omgewing of in selfs die radiowêreld waarin ek was vir baie lank, dat leierskap ook in kerke moet verstaan dat 'n leierskapsposisie beteken dat ek reeds besig is om die volgende fase van my lewe te begin fasiliteer. Ja. En dat ek leiers moet bemagtig om by my te kan oorneem. En ons kry so baie keer dat daai nie lekker gebeur nie, dat dit skeefloop, ouens voel bedreig, dis my leiersposisie, ek het die kontrole, so hulle is versigtig om 'n seisoen, om ouens te bemagtig om te kan inbeweeg. Ja. En gewoonlik hou sulke besighede of kerke of organisasies vind dit baie moeilik om dan ook 'n goeie longevity te hê, as ek mens die Engelse woord kan gebruik. Ek dink die grootste fout wat ek in my lewe gemaak het was om te wag totdat ek uitbrand. Ja. Voordat ek die finale besluit oor 'n seisoen neem. En dit is wat ons baie doen. Ons vrouens sal so lank aanhou met iets en ons besef nie wanneer ons uitbrand nie, omdat ons so doelgerig is en so verantwoordelik en so verantwoordelikheid neem vir almal en in die proses so lekker sondig. Want ons gee nie oor aan die Here en laat God toe om die kontrole te neem en 'n projek te begin, dit saam met ons te stap en te volëindig nie. Ja. So ons het as jy 'n persoonlikheid soos ek het jy 'n geweldige sin vir verantwoordelikheid. Okay. So wanneer ek 'n klomp mense het wat vir my werk, veral klomp jong mense wat vir my werk, wil ek hulle nie teleurstel nie. Ek wil hulle die beginsels leer van vasbyt, van as dit moeilik raak, nee guys, dan gaan ons aan en ons jy weet, tel die leiersels op en ons doen wat ons moet doen. En ons offer op en ons werk langer ure, maar in die proses kan 'n mens baie keer meer doen as wat God van jou gevra het, wat hy van jou verwag het. Ja, en dit kom tog uit wounds uit. Ja, want as jy aan die einde van die jaar uitgebrand voel, ek wil dit amper as 'n algehele statement gee. Ja. Ek weet ouens aan my oor die vingerstuk daar, jy weet, en sê maar dit is nie altyd die waarheid vir almal nie. Kom ek sê jou so, ek wil waag om te sê dat 99% van die tye wat ons aan die einde van die jaar uitgebrand, moeg, edgy, as daar so 'n woord is, geïrriteerd, gespanne, een of ander geestesgesondheids kraakie optel, of wat ook al die geval mag wees. Ja. As ek die jaar swakker eindig as wat ek om begin het ek my hand oorspeel. Ja, dan het jy ek iets nie fout gemaak. geluister na wat God gesê het nie. Want waarom werk ek? Werk ek vir waarde? Werk ek omdat dit my waarde bepaal? Ja. Is wat ek doen, gee dit aan my die bewys of die legitimacy, as ek die woord validate dit my, om te kan sê ek voeg waarde toe,
of doen ek dit regtig omdat dit 'n roeping is? Maar wanneer God sê, ek het 'n formule vir jou geskep en ek noem dit Sabbat. Ja. Dat jy sal rus. 6 dae sal jy werk en die 7de dag sal jy rus. So as jy vir my sê, selfs wanneer jy in die kerk is, vir 6 dae werk ek my mors dood en op die 7de dag gaan ek weer kerk toe en dan gaan werk ek weer want ek is in een of ander team. Ja. Wil ek vir jou vra, waar is jy? Want dis God se formule. Dis baie eenvoudig. God het 'n klomp formules in die skrif gegee. En tog het hy gesê die Sabbat is nie daar vir hom nie, maar vir ons. Om te rus. Om te rus. Ja. En ek dink baie keer ons werk en ons heg ons identiteit aan dit wat ons behaal. Ja. Het sy dit, ek weet met my persoonlik is studies 'n probleem. Ek sal met grade agter my naam sit en nog steeds studeer. Mense sal altyd vir my sê, Estie, jy sal 80 wees en nog steeds iewers besig wees om te studeer. En tog het God vir my op 'n stadium gesê, doen jy dit om jouself te bewys? Of het ek nie al reeds vir jou gesê, ek het jou al klaar bekwaam en geroep en opgelei nie. Ja. Toe besef ek, maar ek doen dit nou eintlik om my identiteit daarin te vind en het my identiteit gemaak. Want baie van ons sal sê, ek is dokter, D&D, of ek het, jy weet, ek is 'n sielkundige, of ek is hierdie of daardie, maar eintlik is dit nie wat jou waarde bepaal nie. Ek het nie per se 'n probleem met iemand wat sê, ek wil nog 'n graad hê en ek wil nog swat en ek wil nog swat en nog swat nie. Want deel van Sabbat of van rus is om die heilige ritme van rus in ons lewe te herstel, dis Sabbat. Ja. Die heilige ritme van rus. So dit gaan oor 'n ritme wat ek moet handhaaf, en nie vir 'n tyd lank werk en skielik gaan ek met vakansie in Desember en dan veg ons vir die eerste 2 weke op vakansie, beklei die hele gesin en dan hopelik die 3de week begin ma so 'n bietjie chill. Sy bietjie minder gestres oor alles en sy maak nie die hele tyd agter almal skoon nie. En dan teen die tyd wat sy uiteindelik begin ontspan en almal kan ook net 'n bietjie asemhaal, is dit alweer tyd om te ry. Dis wat gebeur wanneer ons nie die heilige ritme van rus handhaaf in ons lewe nie. Ja. So daai is iets wat ek moes leer. Moenie jou doodwerk en dan Desember maar dink jy, ek vakansie, nou breek alles en nou gaan ons almal rus nie. So dis die een ding. Maar een van die goed rondom rus en Sabbat vir my is ook, jy herlaai wanneer dit in my lewe werk. Onthou, ek kan net praat van my ervaring. Ja. So dis herlaai, hernie, en dan is daar verskeidenheid, paar ander haase ook. Maar een van die belangrike goed is die herlaai ene. Want wat herlaai jou? Regtig. So mense dink, as ek die hele tyd Bybel lees of as ek nou een of ander meditasie gaan doen, gaan ek herlaai. Ja, dit ook. Dit werk verseker ook vir mense. Wat my herlaai is wat die dag as ek gaan sit en ek kyk 'n fliek wat om gegeewe week is omdat ek 'n kreatiewe mens is. Wanneer ek kyk na 'n fliek en ek sien byvoorbeeld die natuur en die manier waarop hulle die skote uitgewerk het en hoe hulle die vloei tussen skote uitgewerk het, hoe kunstig dit gedoen is. Dis waarna ek kyk as ek na 'n fliek kyk. Na die tyd probeer ek onthou waaroor die fliek gegaan het. Maar ek kan vir jou sê wat die shots was in die fliek en ek kan vir jou sê wat se beligting het goed gewerk en waar is die goue oomblikke gewees. En so baie van hierdie kunsflieks is vir my fantasties om te kyk, want hulle breek ook al die reëls in fotografie. Hardloop buite kan die lyne en doen vreemde goed en dan werk dit, so dit sulke goed exciting. So dit en dan sal ek byvoorbeeld vir ure kan kyk vir 'n kind, om te sien hoe 'n kind funksioneer, hulle interaksie, wat se nuances hulle het in hulle verhoudinge, so dit herlaai my. Mens moet weet wat herlaai jou. Jy moenie gaan volgens dit wat die teksboeke vir jou sê, of wat selfs die sielkunde vir jou sê nie. Dit moet, jy herlaai daai gevoel wat jy hier binne in jou kry. Wat sê, ek het lus om iets aan te pak. Of ek het lus om iets nie te doen. Jy het so pas 'n recharge gehad. En jy moet vir jouself vra, wat is dit wat my herlaai het? So daai herlaai is baie keer kuier saam met jou pelle,
kyk, as jy my wil afhandel, dan moet jy nou vir my laat kuier met mense vir baie lank. Ja. So ek kan gaga mensmoeg raak. Okay. Is nie omdat ek nie van mense hou nie, Maar jy het jou limits. hulle kan my uitput. Hulle Ja, kan my regtig ja. uitput. So hulle is kragtappers en nie kraggeers vir jou nie. Nee. Maar dan kry ek my dogter, dan sal sy vir my sê, ja, hulle kan nie wag nie, hulle het 'n klomp vriendinne wat oorkom, en sê vir haar, maar waar kry jy die energie om 20 vriendinne met 'n tema van Frankryk te laat Oei, aantrek, sodat jy kan wat, die hele aand kuier en praat en gesels, dan sê sy, ja, en dit was incredible, en dan na dit, kan ek sien my kind se oë blink, Ja. sy is geënergeer, Ja. want dit is hoe sy herlaai. So dis ongelooflik belangrik, dink ek, dat 'n mens selfs op hierdie ouderdom, 61, moet jy weet wat herlaai jou en wat tap jou. Ja. So dis vir my 'n belangrike ontdekking gewees, selfs ook in hierdie tyd. Mens moenie voel, jy weet, dit is asof mense jou wil kom red. Sies tog, jy's nou by die huis, jy het nou opgehou werk en jy wag nou in hierdie tussenfase en ons moet jou maar kom haal, jy gaan so vereensaam en dan wil ek vir hulle sê, Los my asseblief. los my, ek is okay. En dis nou ek en die Here en dis nou en as ek vir 'n week nie die voordeur oopmaak nie, is dit okay. En ek geniet dit Ja. soms. Ja, nee, Soms. dit is so. Nee, dit maar is- 'n mens moet ook onthou, jy is nie hier vir jouself nie. Ja. Jy is, God het ons, our purpose, the reason why we were created, the purpose is to serve others and to Ja. obey God. Ja. Maar So jy ook, kan ook nie net op jou eilandjie bly sit nie. Elia het gaan wegkruip en 'n bietjie herlaai nadat Ja. hy met Jezebel hulle in aanraking gekom het. Ja. So 'n rustydperk is ook baie goed vir ons. Is verskriklik Jesus het belangrik. elke keer het hy na hy skare gesien het en dit het hy, wat het hy gaan doen? He went to the other side. Ja. En die woord sê and he went to the other side. Ja. Hy sou op sy skytjie geklim het, hy sou gegaan het, hy sou daai dinge gedoen het. So dit is belangrik om te weet tussen jou tye moet daar ook rus kom. Ja. En jy moet ook weet wanneer is daai rus dan Verby. ook nodig, maar wanneer is dit ook verby? Ja. Ek dink miskien 'n stukkie getuienisse uit my eie lewe die laaste tyd. Ek het nog nooit so baie vrae gevra oor hoekom glo ek, wat ek glo, is hoe ek glo reg, waar, want ek het AGS groot geword, of Pinkster groot geword, my pa was pastoor, daarna was ek vir 7 jaar ook in 'n NG Kerk, waar ek predikantsvrou was. So as mense vir my vandag vra wie is ek, dan sê ek Flex Vrugteslaai. You tell me, I don't know. Julle kan kies. Maar julle kan kies, maar ek pas en ek is gemaklik oral. Dit maak nie meer vir my regtig saak nie, maar die punt wat ek wil maak is besef ons hoe baie goed ons geleer is wat ons moet afleer. O ja. Wanneer ek tyd met God spandeer, nou, ons werk op die oomblik by ons kerk 'n boekie deur wat vir jou vat van die skepping tot aan 'n ander kant uit. En ek het die boekie so gekyk en ek het vir my man gesê, Jessie, liefie, ek weet hom nie, kom ons gaan fliek. Kom ons gaan fliek. Ek weet nie, maar ek lees dit om nou weer van vooraf van Genesis te leer nie, en Exodus en Levitikus en al daai goeters nie. Dit is vir my super boring. Ek ken al daai goeters en toe besef ek heerlikheid. Dis omdat ek geleer is hoe om dit te lees. Ja. Van kleins af. Daar was geen nuwe revelations gewees nie. En toe ontdek ek 'n paar goeters en ek kry eintlik koue rillings as ek nou daaraan dink. Daar's niks so ongelooflik as jy die dag by God se voete gaan sit en sê, Here, niks van waar ek nou sit maak sin nie. Ja. When you come to the end of yourself. Ek verdien nie hierdie nie. Ek verdien nie om
of jy dalk in 'n situasie is by die werk waar jy verneder word of waar jy bedank of jy word afgedank of en nou dink jy wat gaan ek nou volgende doen nie. Die situasie wat jou by punt 0 bring is die beste ding wat dalk nog in jou lewe met jou gebeur het. Ja. Want almal dink jy is nog by punt 10 en almal kyk so na jou en dis 'n suksesverhaal en alles is net honkie-dorie en hulle kyk na jou grimering en jou hare flous hulle en jou mooi helder klere, sê vir hulle dit gaan vrolik met jou en jy is suksesvol. Maar ons het ook 'n verantwoordelikheid om nie te lyk soos ons voel nie. Kom ons sê dit in aanhalingstekens net. Ons het ook 'n verantwoordelikheid as die Here ons geroep het om ligdraers en mense te wees wat hoop bring, om nie altyd te lyk soos ons voel nie. Jy kan soms so lyk, maar moenie daar bly nie. Dis dieselfde met vas. Die woord sê, wanneer jy vas, moenie lyk asof jy vas nie. Ja. So, weer eens van, ek voel dalk asof ek in sak en as sit, maar jy hoef nie te lyk asof jy in sak en as sit nie. Maar beweeg in die belofte, portefeulje wil ek amper sê in. Die ene wat sê, daar is lig, daar is Walk in faith. Look like life, en look like faith. Maar net 'n tree terug weer, waar ek regtig die laaste tyd vir God gesê het, ek ry in my kar, en hierdie is baie persoonlik, en miskien beteken dit, ek het gewonder of ek dit moet deel, en ek dink ek gaan dit tog maar deel. 'n klomp goed het gebeur, iets waarvoor ek die Here so vertrou het, dat hy dit sou herstel, en ek het letterlik 17, 18 ure 'n dag gewerk en myself uitgebrand. Ek het fisies uitgebrand, so 2 jaar terug. En ek het om groot vergadertafels gesit, waar daar moeilike gesprekke was, oor hierdie spesifieke projek wat moet aangaan of nie moet aangaan nie. En sonder om 'n klomp detail daaroor te gee, het dit toe so gebeur dat ek op die einde besluit geneem het om weg te stap. Okay. Want ek het gevoel, hier is te veel bewegende waans, en ek kan nie in hierdie waans meeklim nie, en ek kan die waans nie aan mekaar hou nie, en ek voel nie, ek kan myself nou verder met hierdie pad vereenselwig nie. So asof alles net vir jou gevoel het, jy pas nie meer daar nie. Ek pas nie meer hier nie, dit is, my tyd is klaar. Ja. En in elk geval, ek ry 'n kort opsomming van my lewe is dat my ouboet is dood op 28 in 'n motorongeluk, net nadat hy besluit vir die Here geneem het. Prys die Here om die Here te daarvoor. dien. Ja, wonderlik. vir my was dit baie erg, want hy was die boetie vir wie ek ongelooflik 'n sagte plek gehad 'n sagte plek gehad het. Ek het vir die ander boetie ook, maar hy is die goeie seun wat alles reg doen. Hierdie boetie was baie stout, so ons het ons knieë deurgebid vir hom. So hy was soos half daai verlore seun wat huis toe gekom met daai ekstra, Ja, so baie gebid vir hom, en toe sy, die oomblik toe hy tot bekering kom, toe sy dood, my ma het belspulsie gekry, pastoorsvrou sing soos 'n engel, ons het gedoog, sy gaan nooit weer sing nie, gebid dat haar gesig moet regkom, haar gesig het nooit reggekom nie, inteendeel, uiteindelik erger geword. Ek self het belspulsie gekry toe ek in die Kaap aankom. Ek het net onmiddellik behandeling gekry, so ek het, my sig is 'n klein bietjie aangetast en so, maar die punt is baie vir haar gebid dat dit moes regkom. En dan was daar met hulle aftrede het my ma, sy gediagnoseer met kanker. 'n baie seldsame kanker waarvoor daar geen genesing is nie. Dis 'n karsinoïd. Dit is 'n kanker wat om jou orgaan 'n klein uitsaaiingkie maak en dan versprei soos 'n veldbrand en hy druk jou organe dood. So daar's nie behandeling vir dit nie. Op daai stadium gewees nie. So, ons het gebid vir 13 jaar het my ma gelei, terwyl sy in bediening was. My pa het die droom gehad, hulle gaan aftree en dan gaan hulle die wêreld voltoer. Die dag toe hy aftree, daai volgende naweek omtrent, toe kry hy 'n hartaanval. Toe moet hy 5 vat hartomleiding kry. En toe het ek vreeslik al die jare gebid dat my man moes gesond word. Hy het nooit gesond geword nie, hy het selfdood gepleeg. Uit die bediening uit. Ek het gebid
dat die Here, ek het self so 4 jaar terug borskanker gekry. Niemand in ons familie het borskanker nie, nêrens nie. Maar ek het 'n borskanker wat, lyk my, ek is die ene wat dit dan nou amptelik afskop in die familie, maar ek het dit klaar afgesny, maar nie bekommer nie, ek wou dis klaar net sê, uitgesort. nee, hy het begin en uitgeëindig net al by jou. Soveel kere, die slotsom is, soveel keer het ek gebid en gesmeek en gepleit en God het nie gegee wat ek wil hê nie. Ja. So, ek ry, en nou hier is hierdie droom, wat stikkend gebreek het. En ek het letterlik in rou ingegaan. Dit is hoe dit vir my gevoel het. Ek ry en 'n liedjie speel oor die lig wat sê, all my life you have been faithful. En op daai oomblik trek ek van die pad af. En ek sit die kar af. En ek sê vir God, dis nie waar nie. You were not faithful. I've asked you for this, I've asked you for that, en ek noem hulle so. Ek laat nie meer vingers nie. Say, how many times did I ask you for this? En ek het gepleit, en ek het gevas, en ek het gebid, en ek het nie gepaarty toe ek 'n dogtertjie was nie. Ek het gesê, ek wil trou met 'n prins, ek wil 'n volmaakte lewe hê, ek wil 4 kinders in my huis hê. None of that, Father. None of that happened. And you said that all my life you have been faithful, you want me to serve you, and say that. En daar's net so stilte in die kar. En ek kan voel, dis eintlik nou, hierdie is 'n oomblik. Ja. Hierdie oomblik wag al vir 2 jaar om te gebeur, hier gebeur dit nou, of eintlik 1 jaar. Ja. En in daai oomblik besef ek net, en ons dien 'n ongelooflike God van genade. Ons doen. Wat in daai oomblik genoeg grace het, om nie te sê, hoe durf jy so met my praat, jy weet, dit laat my dink aan 'n you should know better, Wanda, jy is al jare in bediening gewees, en jy behoort mos nou beter te weet, dit is maar die swaar kry van die lewe en goeders, en ek sê vir God, ek wil u van vooraf leer verstaan, ek wil weet, ek wil weet, hoe werk u liefde? Wanneer ek u smeek, en iemand gaan voor my dood. My ma sterf in my arms. Ekskuus dat ek nou so tranerig raak. Dit is so rou en reël wat jy deel. Maar ek dink daar is so baie mense, ek luister gisteraan by Bybelstudie groep, hoe vrouens sê, joh, mens kry so seer in die kerk. Jy weet, en dis hoekom ek die kerk los en weggaan uit die kerk uit. En eintlik wil ek wil sê, bly net daar en kry nog meer seer, sodat jy sal verstaan dat die kerk nie van mense afhang nie, maar van die rol wat jy moet speel in die kerk as 'n gebroke mens. En miskien is dit juis waar ons geloof vir die eerste keer getoets word, as jy op sosiale media kyk. As jy nou kyk, iemand word vermoor en dan al die haat en die conspiracy wat uit dit uitgebore word en hoe hierdie goed kleintjies kry, en ons gaan terug na die basics van Genesis 1, waar Satan teen God gerebelleer het, en Satan eintlik die meester geword het van kreatiewe verdagmaking. En hoe kreatief hy vandag in die wêreld funksioneer, om hierdie goed aan mekaar te hou en lewendig te hou, om Christene te laat twyfel in wat hulle glo, om met nuwe nuances te kom, nuwe grys areas, daar is net soveel grys areas, ek bedoel, ons kan kies en keer, en skielik is sonde nie meer sonde nie, en dan wil ek vir jou amper, dan word ek en as ek dit sê, word ek in daai oomblik so angstig om op verhoog te staan en vir mense te sê, stop die sideshows. Stop die sideshows, stop die verskillende, ingewikkelde ministries, wat soveel mense verwar, wat Christene, wat depressie kry, laat voel, hulle het gesonde. Hulle het goggas in hulle, of hulle het goeders in hulle, wat nou
Ek hoor nou die dag van iemand wat sê 'n vrou het 'n soultime met 'n hond gehad. 'n Hond het nie 'n siel nie. Hoe het jy 'n soultime? Ja. So, sonder om nou 'n nuwe oorlog aan die gang te sit, al wat ek sê is, begin net weer Genesis 1 lees. Sê weer vir God, hierdie is wat ek werklik in my rouste vorm Ja. ervaar, Here, U was nie faithful nie. So, ek het dalk 'n ander soort faithfulness verwag, as wie U werklik is. Wys U self nou dink- aan my. Ek dink, baie keer wat gebeur is, soos jy sê, ons word geleer. Ja. En ons word baie teorie geleer, wat so naby aan die waarheid werklik lyk, nê? Maar dit is nie die waarheid nie. Ja. Dat Satan kom en hy leer ons, God is altyd daar, en hy is altyd faithful op die manier, Ja. en op die manier, maar dit is nie wie God is nie, soos jy sê. Ons het hierdie verwagting, dat Ja. as ons as Christene gaan uitgaan in die wêreld, ons gaan nie swaar kry nie, ons gaan nie dit nie. Daar sit ek, my vroeg af 16 die Here leer dien, en regtig alles gedoen, bloedlyn voelke afgesny, alles. Maar ek het 'n seentjie wat 9 is, serebraal gestremd in 'n rolstoel. Hoekom? Ja. Nie omdat God nie lief was vir my nie omdat ek gesondig het nie, maar dit is net nie wat in die seisoen daar was vir my nie. Ja. En God het dit gebruik om my te leer, soos wat God jou vat, en vir jou sê, my kind, almal gaan seer kry. Ek het nou dag die mooiste ding gehoor, hoekom dink ons is so spesiaal, dat ons die persecution sal deurgaan nie, Ja. maar Jesus het dit deurgegaan. Ja. En die ouens wat in die woord skryf oor vervolging, en wat praat van sterk wees, en praat van, dat ek elke oggend met 'n nuwe gees, of 'n gees vernuwe word, Paulus, het nie in 'n spa gesit nie, toe hy die goed geskryf Hy het nie, van sy Hy goed het is swaar gekry. gekry. En wat doen ons? Ons voel, Ons sit in ons ons het die paleise. spa treatment nodig. Ons sit in ons Ja. paleise. Ek is jammer om dit te sê. Ja. En ons kla. Ja. Maar dis omdat ons nie kan sien, maar ons maak ons eie lewe moeilik, want ons wil vashou aan goed wat ons moes laat gaan het. Ja. Ons wil vooruit hardloop, en dan stamp ons tone, Ja. en ons brand ons vingers, want ons verstaan nie wat God vir ons gesê het, nog nie nou nie. Ja. Ek is seker daar's so baie geleenthede vir jou daar buite, wat jy kan sê, ek wil dit doen, ek wil dat doen, maar God sê vir jou, nee my kind, Ja. nog nie nou nie. Absoluut. En dan gaan jy, en dan blameer jy God, Ja. want Ja. ek het nou seer gekry vir dit en dit en dit. En dit is wat ek voel, soos jy sê, dit was nie vir jou ma se gesig om beter te word nie. Ja. Dit was nie in daai seisoen nie, dit was nie die seisoen nie, dis nie wat God vir haar wou gehad het op daai oomblik, in die sin van, En God wou dit gebruik het, Sy het en nog in haar steeds geleer gesing. het. Exactly, want God wys vir ons, Ja. deur die kinderlike goeders, deur die dinge wat ons nie sal dink nie, hoe groot hy eintlik is. Ten spyte van 'n spraakprobleem kan mense sing. Ten spyte van 'n gesig hê wat een kant geaffekteer is, het sy gesing, sy het nog steeds geminister, sy het nog steeds daai dinge gedoen. Ja. Verstaan, dit is wat vir my so wonderlik is, dat jy het gepleit en jy het vir God gevra, maar hy het daai gebruik. Plaas van om jou ma te genees, is dit 'n testimonie vir honderde mense daar buite, wat hulle lewens kan aanraak. Ja. Ja. En dit pas nie in jou gedagtes of jou prentjie in wat jy gehad het nie. Ja, absoluut. En ek dink, as ek dink aan wat ek geleer het by my ma, in daai tyd, toe sy, selfs toe sy kanker kry, en sy lê in die hospitaal, het sy het net sulke plooierige handjies soos ek gehad. En sy my hand so vasgehou het, toe ek terugkom van Israel af nogal, toe sê sy vir my liefie, beloof my, jy sal nooit ophou doen wat jy doen nie, om vir die Here te werk nie. Op daai stadium het ek nog gesing. En jy weet, die belofte wat ek aan haar gemaak het, was nie aan haar gemaak nie. Dit was aan 'n mentor wat my geleer het wat dit is om te midde van swaar kry, jou kop op te lig vir die gemeente te sê, dit gaan goed, die Here is goed. Ja. Al glo en al voel jy dit nie binne in jou, al glo jy dit, maar jy voel dit nie. Ja.
net om daai stukkie van my getuienis klaar te maak oor wat gebeur het langs die pad. Die volgende wat ek vir God vra is, okay, die kwaad het nou gaan lê. Ek is moeg nou, ek het nou alles gesê vir u wat ek wil sê. Sê ek, what is it that you want from me, God? Doodse stilte. Sê ek, okay Here, ek gaan nie die kar aanskakel voor u nie vandag vir my net een woord sê nie. En dis duidelik is die, ek weet mense sê die Here praat met hulle, ek sê vir die Here het my gepraat in daai kar. En hy het vir my gesê, surrender. En dit So is nou net gaan jy daai vir my een sê, maar woord. kan nie vir jou groot skrif gegee en 'n uitleg en 'n konkordansie langs jou neergesit en die hele roadmap gegee en alles. Ja, hy het nie. Hy het een van die moeilikste goed vir my gevra, omdat hy weet wie hy my geskep het, beter as wat ek self weet. Al het jy partykeer daai notas nodig en die Ek wil hele nie alles roadmap moet- hê, Ja. het God vir gesê, nee my Ja. kind, kom ek stretch Surrender. jou, en ek sê net Ja. vir jou surrender. Ja. Oh my word. En daai, toe ek net vir hom sê, Here, ek gee oor. Ek surrender nou. Alles wat ek het, alles wat ek is, alles wat ek droom, alles wat ek beplan, alles wat ek selfs bereik het in my lewe. I surrender it now, fully to Yes. Yes. En dis asof daar iets oopgegaan het, en ek dink ouens wat baie seker met hierdie in bediening werk, sal dit beter kan verduidelik. In die eenvoud daarvan wil ek vir jou sê, dis asof die Here vir my weer duidelik kom wys het, wat is nonsens Ja. en spookasem, en what is true faith. Yes. What is gurus and alternative wisdom with a certain ability to change certain things, want dit werk op ander nuances en dele van die mense ontwikkeling. Ja. Daar was nou so baie goeters wat sê, as jy aan hierdie verander, dan verander daai energie en dan sal daai skuif en whatever. Sterkte, dis complicated. Dis Gaan wat net terug God na vir die ons het nie. basics toe. Dis nie wat God vir ons het nie. So, dis asof die Here die alarms vir my laat afgaan. Waar ek gaan, is daar alarms Ja. oor wat nie God is nie, Ja. en wat wel hy is. En daar's so baie En dis geraas. surrender. En dis die geraas. Dis die geraas. Ja. En deel van dit om te kan bepaal waar jy moet gaan en wees is Ja. om te surrender, because you won't know when a season is over, when a Ja. season is starting, what hat to put on, when to put it on. If Ja. you are not surrendered, if you don't take that rest in God Ja. and go and seek His face, Ja. then you won't know. Ja, En maar jy dit sien is die so mense, amazing. die wêreld wil hê ons moet dit bymekaar hê. Ons moet die Altyd. plan. Weet jy nou, as jy's nou in 'n bediening, wat doen jy in hierdie bediening? So gaan jy vir die vrouens kan kom vertel van hoe begin ek oor, of wat is die tema van jou, wat maak jou 'n niche nou in die bedieningsmark? Ja, wat is jou signature Ek wil- op die stadium? Ek wil vir jou sê, my signature is fully surrendered to God. Amen, amen. Whatever Love it. He wants to do, He He'll does. do. If He wants to humiliate me because I don't know what to say any further, then He does that. En ek het nie my knopies verloor nie. My knopies is nog almal mooi vas en sindelik aan mekaar geweef. Die feit van die saak is, as jy sê, Here, waar ek iemand was wat met sisteme en posbeskrywings en afsnydatums gewerk het, en U kom sê surrender, beteken dit eintlik U is besig om 'n nuwe boek te skryf. Jou ou seisoen Over is to nou you, verby. God. Over to you. You So- can write. I'll be the pen. Dis amazing. dit, Dis so ja. amazing dat jy surrender. En ek kan net vat, dis moeilik. Ons tyd is nou om. Ek het dit so geniet om met jou te gesels. Baie En ek dankie. hoop julle daar buite het dit ook geniet. Ek hoop julle kon darm tussen al die lekker gesels en die raw en unfiltered you wat jy hier vir ons gegee het vandag, kon dit julle aanraak en julle impakvol wees. Asseblief, wees so uitdagend soos Wanda om vir God te sê, God, this is not the right thing. God, you have not been faithful. Want jy mag vir God sê hoe jy voel. Hy is 'n God wat jou diepste denke weet nog voordat jy dit eers sê. So hy weet jy dink dit, sê dit net vir hom en voel beter.
Maar ek wil nou vir jou vra, Wanda, as jy vir my daar kan kyk en vir die kykers daar buite kan bid, wat God op jou hart lê, asseblief. En dan sluit jy vir ons af daarmee, en ek gaan vir julle nou al sommer sê, baie dankie dat julle saam met ons kom kuier het, en ek hoop julle het dit geniet, net so baie soos ek, en dan sien ek julle weer volgende week terug op die lyn, maar Wanda, oor vir jou, dankie. maar klaar vir ons. Dankie, Estie. Matteus 11 vers 28 tot 30 praat oor daai gedeelte, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op en julle en leer van my. Here, ek wil vandag kom vra, dat elke ene wat besig is om sy eie juk te dra, nie 'n juk nie, sy eie juk te dra, en waar ons besig is om te breek, omdat ons vir onsself laste en juke op ons gelaai het, wat nie van U af is nie, wil ek kom bid nou, in die naam van Jesus Christus, kom wys dit uit. Maak oë oop wat blind geword het. Dat oë sal sien wat van God af is en wat nie van God af is nie. Here, kom en bring duidelike skeiding tussen waarheid en leuen. Lord, please show us the difference between suffering and sacrifice. Waar ons offers bring wat U nie gevra het nie, en dan vir U kwaad is omdat dit met ons sleg gaan. Ek bid Here dat U vir ons sal kom wys wat het beteken om werklik gehoorsaam te wees en te lei vir U naam, omdat U iets gevra het en ons gehoorsaam was en obey het en gedoen het. So daarom vra ek Here, kom nou en laat die bloed van Jesus Christus ons vry maak. Vir nou en vir altyd. En mag geen leuen van die vyand verder seevier in 'n lewe waarop U roeping geplaas het, on which you put purpose, a season and gifts to carry it. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen.